Ons tema is bid dat hy vir ons sal deure oopmaak. Susan Basson sal nou vir ons die seënbede toesing. Hoi hervormers, dis Susan Basson van Gemeente Kruin. Ek is op die oomblik in Amerika. Ek is hier vir my studies, vir my M-graad in musiek. Maar ongelukkig is ek nou vasgevang hier as gevolg van die huidige omstandighede en ek kan nie ongelukkig nie die vakansie huis toe kom soos wat ek gewoonlik doen nie. So ek wil maar net hallo sê aan almal daar en sterkte met die moeilike tyd en vasbyt en hoop almal doen okay. Laat hierdie seën opdaal, U gaan uit Sion bestraal, U wat beveel en dit gebied, laat hier U seën oor al gebied. Reg oor die planeet bevind die mensdom haarself in 'n baie ongemaklike gleuf. Ons vryheid is drasties aan bande gelê. Die vraag, teologiese vraag is, kan die evangelie ingeperk word? Vir die doel lees ons 2 gedeeltes saam. Ons lees uit 2 Korintiërs 11 en dan aan die einde gaan ons Psalm 42 gebruik as gebed. Maar waaroor iemand ook al waag om te spog, ek praat soos 'n dwaas, ek waag dit ook. Is hulle Hebreërs? Ek ook. Is hulle Israeliete? Ek ook. Is hulle nakomelinge van Abraham? Ek ook. Is hulle dienaars van Christus? Nou praat ek sonder verstand. Ek nog meer. Oorvloediger in harde werk. Meer dikwels in die tronk, uitermate geslaan en dikwels in doodsgevaar. Van die Jode het ek 5 keer 40 houe -1 gekry. 3 maal is ek met stokke geslaan. 1 maal is ek gestenig. 3 maal het ek skipbreek gelei. 'n nag en 'n dag lank het ek die diepsee trotseer. Dikwels op reis, met gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van die kant van my eie volk, gevare van die kant van die heidene, gevare in die stad, gevare in die woestyn, gevare op see, gevare onder vals broers, met harde werk en swaar kry, dikwels met slapelose nagte, honger en dors, dikwels sonder kos, koud en nakend. En afgesien van nog ander ongenoemde dinge, is daar daaglikse druk op my kommer oor al die gemeentes. Dis ons skriflesing, 2 Korintiërs 11. Alex Honnold het hom aan die Universiteit van Kalifornië as 'n siviele ingenieur bekwam. Maar in plaas daarvan dat hy 'n loopbaan gevolg het, het hy besluit om vir hom eerder 'n minibus aan te skaf en deur Amerika te toer met die agterpaaie langs. Sy belangstellingsveld wissel van klassieke literatuur tot omgewingssake. Hy is ook 'n omgewingsaktivis. Boonbehalwe sy wanderlust, durf hy ook kaalhand van die moeilikste terreine denkbaar aan. Hy is 'n rotsklimmer. Hallo Alex. En nie sommer so 'n rotsklimmer nie, een van die wêreld se heel bestes. Hier is hy besig om Sentinel Peak aan te durf. En hy bevind hom, soos hy daar klim, by die sogenaamde plafon in 'n rotsformasie, sonder toue of enige toerusting wat sy veiligheid waarborg. Let op, hier hang hy as te ware tussen hemel en aarde. En daar by die plafon kan hy nie boontoe nie en ook nie ondertoe nie. Nou gaan dit oor tydsberekening, balans, om koelkop te bly en baie belangrik om momentum te behou.
En dis die kerk. Die kerk moes van die vroegste tye af deur alle eeue heen die steiltes uit. Dikwels sonder veiligheidstoerusting. Dit geld nie slegs vir die apostels of die martelare van die 2de en 3de eeu nie. Of die gemeentetjies in destydse Kappadosie, Goreme, wat in grotkerke soos ruismure moes leef nie. Of dalk die Franse hugenote van die 17de eeu, wat moes vlug tot hier aan die suidpunt van Afrika. Ek is 'n nasaad van hulle. Of dalk die Rooms-Katolieke priesters, die Jesuïte missionarisse, wat in die 16de eeu gaan sendingwerk doen het in Suidoos-Asië, in Japan en in Kanada, wat ook wreed deurgeloop het as martelare. Ek dink byvoorbeeld hier aan die briljante fliek van Martin Scorsese, Silence, wat handel oor hierdie missionarisse. Dit geld ook vir my en vir jou in vandag se tyd. COVID-19 is in 'n sekere sin die kerk se plafon. En hier hang ons nou tussen hemel en aarde. Weens 'n inperking. En die vraag is dit deel van ons DNS om 'n krisis te omskep in 'n geleentheid? Te oordeel aan wat ek sien, en wat ek hoor, en wat ek ook hier in ons gemeente beleef, slaag ons in 'n mate daarin om ons teen hierdie rotsluisie op te trek. Om onsself na bowe te beer. Wie van ons sou dink 'n paar maande gelede dat die kerkdeure gesluit sou word? En tog is daar soveel getuienisse dat die Gees waai waar hy wil. Die vraag is, bied die geslote kerkdeure dalk 'n sleutel vir nuwe moontlikhede, nuwe horisonne? In die opsig wil ek kortliks met julle iets deel uit ons eie gemeente. Dit wat ons die afgelope tyd hier ervaar en beleef. Koinonia oor groot afstande. Hallo, my naam is Magdalene en hierdie is my beste vriend in lockdown, Cheetah. Hallo Magdalene Cheetah, vertel my gou, gedurende Grendeltyd, wat is vir jou die lekkerste? Dat ek meer tyd met my familie kan spandeer en dat ek 'n proefkonyn vir my sussie se nuwe resepte is. 'n proefkonyn. Waarvan hou jy nie van Grendeltyd nie? Wat is nie vir jou lekker nie? Dat ek nie by die skool kan wees nie en dat ek ook nie my vriende en my juffrou kan sien nie. En dat ek alleen is. En vertel vir my, het julle Sondagskool? Ja. Maar hoe is dit moontlik? Julle is dan nie eers by die kerk nie. Ons leer uit die Bybel deur Bible Project video's te kyk. Is dit lekker? Dis baie lekker. Geniet jy dit? Ja. Goed, nou gaan ons jou groet. Tata Magdalene. Okay, bye. Hallo, ek is Carla Malan en ek is 'n kruiner. Hallo Carla. Ons wil vandag by jou hoor, waarvan hou jy baie van Grendeltyd? Ek is mal daaroor om nuwe resepte te probeer en om meer tyd met my familie te spandeer. Is jy baie in die kombuis? Verskriklik baie. En waarvan hou jy nie? Ek hou glad nie daarvan dat ek nie mag tennis speel nie. Hoekom nie? Want dit is soos terapie vir my. Het jy baie terapie nodig? Ja.
En Sondagskool, het jy nog Sondagskool? Ja, ons het nog Sondagskool. Daar word elke week op Sondag vir ons 'n Bible Project video gestuur wat ons moet deurkyk en dan leer ons van die Nuwe Testament. Baie dankie Karla. Dankie, Lekker bye. dag. Ek wil vandag graag dankie sê dat Corrie en Dominee Kobus seker maak dat ek en Martiens hier in Kazakhstan in Afrikaans kerk toe kan gaan. In Ust-Kamenikos of Oskimmen is daar wel Christelike kerke, maar alles is in Russies. Ek weet nie of ek dalk aan 'n aandagafleibaarheid ly nie, maar ek kan nie vir die prediker kyk wat Russies praat met 'n tolk langs my wat in Engels vertaal nie. Dit voel in elk geval ook verkeerd om te praat terwyl die dominee praat. Ek dink ek sal die persoon die hele tyd wil stil maak. Sal dit wel een keer saam met my vriendin bywoon, net om te kan vertel hoe kerk in Russies is. Ons waardeer die preke. Kan nie wag vir Sondag so teen 12 uur wanneer die preke hier beskikbaar word nie. Ek is jammer om te sê dat ek tans meer in die kerk is as toe ons in die stad gebly het. Ons is nou elke Sondag in die kerk. Alhoewel dit lekker is, vervang dit nie vir die kerk vir my nie, omdat kerk veel meer is as 'n preek. Dis die samesyn in die kerk rondom die woord. Daarom moet ek byvoeg dat dit my ontstel dat regerings wêreldwyd vrees gebruik het om die mag te hê om mense uit die kerk te hou. Ek dink die Christendom het in die proses 'n lae hou gekry, omdat ons dit nie, soos in die Bybelse tye, met hand en tand beveg het nie. Ek kan nie namens ander praat nie, maar ek kan wel namens ons twee praat. Ek skat ons is die verste van die kerk, so 10.000 kilometer soos die kraai vlieg, maar die kraai wil nie reguit Suid-Afrika toe vlieg nie. Dis moet ons op 3 vliegtye staat maak om by die huis te kom. Ons mis die kerk, die gemeente, oom Jan wat Sondag op sy pos staan om ons by die diens te verwelkom, koeksisters in die voorportaal, 'n drukkie hier en daar, om in mekaar se oë te kan kyk wanneer ons groet. Ons mis die huis, en ons bid dat hierdie wêreldwye konsert na 'n einde se kant toe staan. Ons het 'n kleinseun om te gaan ontmoet, 3 ander kleinseuns wat vra, wanneer kom kuier ouma en oupa? Ons Afrikaner wees is ook aangetas, ons wat vir ons familie leef. My ouers sit alleen in 'n huis in 'n aftreeoord. Gelukkig kan hulle nog vir hulle self sorg, en ons almal gebruik tegnologie om met hulle te kuier. Dis dink ek vandag aan elke ouma en oupa in die kerk, wat nie hulle kleinkinders of kinders mag sien nie. Aan elke kleinkind wat soos myne huil, omdat hulle oupa en ouma mis. Want die keer kan ons nie sê wanneer ons hulle weer kan sien nie. Ons glo egter dat dit die Here se wil is, dat ons hulle gou weer sal kan sien. In ons geleesde gedeelte onderbreek Paulus sy tirade, kan 'n mens sê, sy onvergenoegdheid wat hy uitspreek oor die sogenaamde hyperapostoloi of superapostels van daardie tyd, wat mense reeds in daardie tyd uitgebuit het en gemesmerise het met indrukwekkende voorkoms en retoriek. En wat hy doen, is hy probeer sê dat hy is eintlik 'n rotsklimmer as apostel. Want sy boodskap gaan gepaard met opoffering, met ontbering, vindingrykheid, stamina en baie, baie belangrik, momentum. Van die loosings wat hy moes kry, deur tronke, deur woestyne, deur storms op see, hou Paulus vas aan daardie lysies in rotsklimterme en beer hy homself na bo, dra hy die evangelie. En as mens mooi dink, dan besef 'n mens dat vindingrykheid in evolusionêre terme, adoptasie en mutasie deel van die evolusie van die kerk is. Meer as dit. Dit is deel van die evolusie van menslike spiritualiteit. Ons klouter teen die rotsformasies van die geskiedenis uit. En dit sluit COVID-19 berg in. Miskien het ons dalk net vir te lank gewoond geraak aan te goeie toerusting, vangnette, 'n walk in the park,
in plaas van om te klim teen hierdie berg. Kerklike, godsdienstige, liturgiese gemaksones het deel van ons brood en botter geword. Ek dink aan wat Jesus op 'n stadium sê, jakkalse het gate en voëls het neste, maar die seun van die mens het nie 'n plek om sy kop neer te lê nie. Moet ons nie weer mooi gaan kyk ook na daardie gedeelte nie. Ons moet leer om 'n Paulus te wees, Jesus, 'n Honnold wat kaalhand klim en klim, ook teen die berg van COVID-19 uit. Ek sluit af met Psalm 42. Hierdie lied is geskryf vir die Koragiete, 'n singende familie onder die Lewiete. Die Lewiete wat tempeldiens gedoen het, of liturge was in daardie tyd. En dit handel oor die skrywer se passie om in die tempel te kan staan, om kerk toe te kan gaan. Maar dit is verpak in die vorm van 'n beeld. In sy geestesoog sien die skrywer 'n ibex, 'n baie geharde woestynbok. En hierdie bok ruik in die lug na water. En as hy die water ruik, dan kies hy koers daarheen. En met hierdie beeld vereenselwig die skrywer om sy spiritualiteit. Soos 'n bok wat smag na waterstrome, so smag my siel na u. Ek dors na die lewende God. Dit beskryf sy verlange na iemand groter as hy self, 'n soort verbintenis. Maar wat die digter nie vermeld nie, is dat hierdie bok oor duisende jare leer aanpas het. The survival of the fittest, fastest. Die bok is aangepas by sy omgewing. En dit herinner aan die vlugvoetigheid van die menslike siege. Ons spiritualiteit. En dalk ook die kerk, wat nog altyd rats kon beweeg oor verraderlike landskap. Soortgelyk aan wat ons tans beleef. Dit herinner ook aan ons teks, 2 Korintiërs 11, waar Paulus verduidelik dat aanpasbaarheid, gehardheid, oorlewingsinstink, volharding, onontbeerlike bestanddele van die evangelie uitmaak. Vir die musiekleier van die Koragiete. Soos 'n wildsbok wat smag na waterstrome, smag my siel na u, o God. My siel dors na God. Wanneer kan ek in die tempel ingaan en voor God verskyn? Trane is dag en nag my brood, omdat daar die hele dag lank vir my gevra word. Waar is jou God? Hieraan moet ek dink terwyl ek my hart uitstort. Hoe ek optrek in 'n magtige skare, hoe ek stap na die huis van God. Met die geluid van juigkrete en lofsange, 'n feesvierende menigte. Waarom kwyn jy weg, my siel? En is jy so onrustig in my? Hoop op God,
want ek sal hom weer loof vir die verlossing wat sy teenwoordigheid bring.